Goeiemôre vriende, so jy aan die begin van 'n nuwe week. Dit is Maandag die 17de November 2025. Ek hoop julle het 'n great week wat voor julle uitstrek. Ons is al nou besig om die laaste stuk van die jaar in te beweeg. Ja, vriende, ek weet julle is moeg op pap, maar kom ons hou vas vir die laaste rukkie van die jaar. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O ja, voordat ek weer vergeet, yes, vriende, so ons het 'n uitstappie vir ons senior mense die 27ste November. So as die van julle wat bo 60 is, baie welkom om by Karika net vir 'n likeie te gee. As jy wil graag deel wees, is verniet. Julle gaan daar verniet saam. Ons gaan 'n bietjie klei kafee toe daar in Constantia en dis 'n bietjie 'n klein dingetjie maak, saam eet mekaar daar. Ag, sommer net om vir julle dankie te sê vir julle menswees en al die jare wat julle net altyd daar is en so getrou is in die gemeente. Ons waardeer julle so ongelooflik baie, baie dankie vir julle. So laat weet asseblief vir Karika. Dan net die 6de Desember het ons 'n somerbraai. Vriende, R120 'n kaartjie, so van 6:30 die aand as se kant af, is julle welkom om te kom. Ons gaan lekker saam braai, lekker pap eet saam met die braai, lekker slaai hê saam met die braai, lekker pudding hê saam met die braai, alles vir R120. Jy sal dit nou nêrens, sal jy dit nou ergens kry en dit is so lekker nie. So ek noem dit maar net vir julle ook welkom om weer vir Karika te kontak daar en vir myself. Kom ons met 'n WhatsApp stuur. Ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie dat U nog 'n week aan by ons lewe gevoeg het, Here, hier aan die begin van die week. Baie dankie, Here, dat ons asem het. Dankie dat U suurstof is. Dankie dat U inderdaad vir ons vashou. Dankie, Here, dat U inderdaad vir ons uitbeweeg. Dankie, Here, dat U ons ook in hierdie tyd herinner van die liefde, aan die groot liefde. Met die advent wat kom nou, begin Desember, waar ons in afwagting en verwagting is op die tweede koms, maar eintlik herinner ons self in herinnering bring die afwagting wat hulle gehad het daai tyd vir die eerste koms van die babatjie. God self in mensegestalte. Baie dankie daarvoor, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, vriende, dis die Filippense, soos julle nou weet, is deel van die 4 gevangenskapsbriewe wat Paulus inderdaad uit die gevangenis uitskrywe, vriende. Ons het vir mekaar gesê dat die ander briewe wat hy geskryf het uit die gevangenis is Efesiërs, Kolossense en Filemon wat hy geskryf het. Ons sê is meerendeels Romeine wat in hierdie gemeentetjie gebly het, heel moontlik ouens wat uit die keizer wat uit die weermag uitgekom het, wat hier gebly het. Daarom praat hy op 'n stadium ook sommer oor die keiserlike wat mense nou die ou keiserlike wag, ja. So kom ons gaan aan, vriende. Ons gaan aan hier by Filippense 1 vanaf vers 12. Dit is so nice dat julle sien hoe Paulus praat met hulle, net. Dis kom ek altyd vir julle sê, kontekste is so belangrik. Hier kom julle baie tydelik agter hoe Paulus kom praat met hulle. Hy kom deel met hulle persoonlike goed wat hy kom deel met hulle. Hy kom sê vir hulle, maar julle lê my na in die hart. Hy kom sê vir hulle, hoor hierso, ek bid vir julle, hoor hierso, ek bid dat julle liefde sal toeneem in begrip, hierdie liefde en begrip en fyn aanvoeling en onderskeidingsvermoë. Ek bid vir julle, kom sê hy, en ek kom bid vir julle dat julle in die regte verhouding tot God sal wees. Is so 'n persoonlike brief wat hy hierdie gemeente skryf, 'n gemeente wat vir hom na in die hart lê, kom sê hy ook vir ons, né? En dan gaan hy aan en kom sê hy sê, ek wil hê julle moet weet, broers, wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het, né? Die feit dat hy in die gevangenis is. Hy sê, dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit terwille van Christus is, dat ek 'n gevangenis is. So wat het hy gedoen? Hulle het hom elke keer geboei aan 'n wag. So wat het Paulus gedoen? Die tipiese hy wat die evangelis is. Hy het vir elke ou vertel van Jesus Christus. Ja, hy ook nie loskom van hom, hy is geboei aan hom, so hy vertel vir hom, maak nie saak of die ou hoor of die hoor. Paulus het vertel vir hom van Jesus Christus. Daarom kom sê hy, juist dit wat my oorgekom het die evangelie bevorder. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit terwille van Christus is dat ek in gevangenis is. Nee, deur my boeye is die meeste broers ook hulle vertroue in die Here gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God
onbevreesd te verkondig, né? So die mense, ook die mense wat heidene is wat tot bekering gekom het, né? Dit was nou nuwe gelowiges, nuwe Christene. Nou sien hulle Paulus is vreesloos, is in die tronk en hy verkondig evangelie. En wat maak dit? Ons steek mekaar aan, vriende. Daarom moet ons vir mekaar kom sê dat gewoontes God 'n goddelike gewoontes wat ons het of geloofsvormende gewoontes wat ons het. Steek ook ander mense aan. Ons steek mekaar aan, liewe vriende. Dit wat Paulus gedoen het 'n groot effek gehad op die ou ende op die mense rondom hom, né? Hulle het ook al hoe meer onbevrees God se woord verkondig. Is nie amazing nie. Dan sê hy, daar's wel party wat Christus verkondig het omdat hulle jaloers is op my en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemde verkondig Christus omdat hulle my liefhet en weet dat dit my taak is om die evangelie te verkondig. Maar eersgenoemdes maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenes vir my nog swaarder te maak. Nee, so hierdie ouens, ons kry dit mos nou maar vandag nog steeds, vriende, ouens wat sommer die kerkies vinnig opsit oor selfsugtige behoeftes. Dit gaan vir hulle eintlik daaroor om eintlik geld te maak, nee. Dis eintlik waar dit gaan. Kom sê hy so uit selfsugtige en onsuiwere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenes vir my nog swaarder te maak. Maar dan sê hy die volgende: maar wat maak dit saak, sê Paulus? Nee, of hierdie ouens nou onsuiwere bedoelinge het of hulle selfsugtige behoeftes het, wat maak dit saak? En vriende, dit is so, wat gebeur? Selfs die Here kom ons mos almal maar kromstokke, selfs deur 'n kromstok omslaan hy 'n reguit. En dan sê Paulus, wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is, of dit in opregtheid, of op allerlei maniere, hy sê of opregtheid is, op allerlei maniere word Christus bekend gemaak, en daaroor is ek bly. En daarom moet ons ook, wanneer ons na kerke kyk, wat baie keer opskiet rondom ons, allerlei ander plekke, liewe vriende, hulle moet dan die evangelie verkondig, Jesus Christus vir ons gesterf en opgestaan het, né? Maar of hulle bedoeling suiwer is, of dit oor selfsugtige redes is, om hulle doen, liewe vriende, dit maak nie saak nie. Die feit is dat die woord van God, die woord dat Jesus inderdaad gebore is as 'n kind, liewe vriende, as 'n baba, dat hy gesterwe het, dat hy opgestaan het en hy weerkom. Daardie, as dit uitgaan, liewe vriende, wat maak dit saak, sê Paulus? Wat maak dit saak? Ek is deesdae bly, liewe vriende, as ons jong mense, maak nie saak by watter kerk hulle inskakel, met 'n Christelike kerkies. Dit maak nie saak of ons verskil oor die doop nie, of daai tipe goed nie. Ek is net bly as ons kinders, en ons jong mense ingeskakel is by 'n kerk, waar hulle die geklank van die woord kom, en waar hulle die Here die heeltyd beleef en ontdek, né? So Paulus, wat maak dit saak, sê hy, né? En dan sê hy, en ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my bid, en die gees van Jesus my bystand. So Paulus kom sê ook vir julle, maak nie saak of hierdie ouens nou sulke onsuiwere bedoelings of selfsugtige bedoelings is nie. Hy sê wat hom verbly, kom sê Paulus, is dat hierdie mense in Filippi vir hom bid, en dat die gees van Christus vir Paulus bystand. Daar in sy swaar kry, daar is die Heilige Gees by hom. En dan sê hy, dit is my vurige verlange. Wat weet die persoonlike aard? Dis my vurige verlange, en daaraan sien ek uit, dat ek niks sal doen waarvoor ek my sal hoef te skaam nie, né? Kom ons staan stil net by hierdie versie, vriende, sluit ons daarmee af. Dit is my vurige verlange, en ek hoop is jou my vurige verlange, en daaraan sien ek uit, dat ek niks sal doen waarvoor ek my sal hoef te skaam nie. Vriende, dit is 'n groot versie wat Paulus hier so sê, en mag dit wees ook dat by jou en my, dat of hoe ons praat, hoe ons optree, hoe ons omgaan met mekaar, met ander mense, liewe vriende, dat ons nooit sal skaam oor hoe ek en jy optree nie. Vriende, dit beteken dat ons alles wat ons doen, sal doen vir die Here. Dan hoef ons nooit te skaam nie. Maar wanneer ons goed begin doen uit selfsugtigheid, wanneer ons goed begin doen, liewe vriende, om self voordeel daai te trek, dan gaan dit nie, dan weet ons, dit kom nie van die Here af nie, né? En dat ons inderdaad daarvoor inderdaad sal kan skaam. Kom ons tree so op teen mekaar, né? So op teenoor God, dat ons nooit hoef te skaam nie, en dat dit deel is van ons gebed vir onsself. Mag julle God se liefde ervaar, sy teenwoordigheid ervaar, sy genade ervaar.